Goed, baie welkom by vanoggend se erediens. Baie welkom ook vir elkeen aanlyn. Ons tema van vanoggend, ons is besig met die reeks oor Jona. So blaai saam met my in die woord van die Here, hoofstuk 2 van die boek Jona. Hoofstuk 2 van die boek Jona. En as die Here ons spaars, gaan ons volgende week gaan ons klaarmaak met die boek Jona. Jona hoofstuk 2, ons gaan al die verse lees van die hoofstuk. Jona hoofstuk 2, ek lees vanaf vers 1. Toe bid Jona daar binne in die vis tot die Here sy God. Jona het gesê, in my nood het ek tot die Here geroep en hy het my gebed verhoor. Diep in die doderyk het ek hulp gevra en U Here het my gehoor. U het my die diepte ingegooi, diep in die see. Die watermassa het my omring. U het golf na golf oor my laat gaan. Ek het gedink, ek het uit U gesig verdwyn, maar tog sal ek U weer U heilige tempel aanskou. Die waters het my toegevang. Die groot water wat my omring, seegras was om my kop gedraai. Ek het afgesak tot by die fondamente van die berge. Die aarde het vir my vir altyd toegesluit. Maar U, Here, my God, het my van die dood gered. Toe ek wou vergaan, het ek aan die Here gedink en my gebed het by U gekom in die heilige tempel. Die wat op nuttelose afgode vertrou, verlaat hom wat liefde aan hulle betoon. Terwyl ek 'n loflied sing, wil ek aan U 'n offer bring. Wat ek beloof het, sal ek doen. Hulp kom net van die Here af. Toe beveel die Here die vis en hy het vir Jona op die vaste land uitgespoeg. Net tot sover. Kom ons maak die bid toe, dan bid ons net saam. Here Jesus, ons is dankbaar dat ons weet U is met ons. U is hier teenwoordig. En Here, ons eer U dat U Immanuel is, God by ons. Ons raak stil, Here, en ons raak bewus van U teenwoordigheid. Dankie vir die woord, wat ons weet is die waarheid. Here, wat skerper is as 'n tweesnydende swaard. Here, ons dankie ook dat U ons nie as weeskinders agtergelaat het nie, maar dat U die woord en selfs U Heilige Gees vir ons gegee het wat in ons woon. Ag Here, daar is soveel diepte in die woord. Daar is soveel dinge wat ons kan leer uit die woord, Here, U woord wat onfeilbaar is. Wat nog steeds relevant is in vandag se tyd, al sê die wêreld wat. Kom Here, en word U verheerlik. Amen. Soos ek nou al redelik gevorder oor Jona, ons trek nou by hoofstuk 2, en ek dink die derde week wat ons nou by Jona is. So ons eerste punt vanoggend is, die Here hoor die noodgebede van sy kinders, en ek kan nie daai lees nie. Kan julle daai lees? Kan julle dit lees? Of my oor raak het swakker. Die Here hoor die noodgebede van sy kinders. Vers 1 en 2, toe bid Jona daar binne in die vis tot die Here sy God. Jona het gesê, in my nood het ek tot die Here geroep, en hy het my gebed verhoor. Diep in die doderyk het ek hulp gevra, en U Here het my gehoor. So Jona kan ons sien, bid hier binne in die vis se maag. Nou luister hier, ek het laasweek gesê, die storie van Jona is nie 'n verhaal. Dis nie 'n mythe nie, dis nie 'n gelykenis nie, dis iets wat werklik gebeur het. En mense hou daarvan om dit te vertel, kan nie die waarheid wees nie, want hoe kan 'n mens nou binne in 'n vis se maag bid? Luister, as die woord van die Here vir ons dit sê, dan glo ons dit, want dis die woord van God, wat onfeilbaar is, wat die waarheid is. So ons sien, Jona kom, die vis sluk hom in, en Jona bid binne in die vis se maag. Nou wat interessant is, let bietjie op, toe Jona in die boot was, in hoofstuk 1, het ons toe die storm daar kom, toe kom die kaptein en sê vir al die matrose, hy sê, julle moet bid, en hy sê ook vir Jona, bid tot jou God. Maar Jona het toe nie gebid nie. Wanneer het Jona eers gebid? Toe hom in die see gegooi het. Toe begin Jona bid. En met ander woorde, toe Jona letterlik sy einde bereik het,
dis toe Jona begin bid het tot die Here. En dis wat ek en jy as kinders van die Here moet besef. Partykeer bring die Here ons op 'n plek waar al wat jy het, is net om te bid. Dis al wat jy het. Dat jy kom by jouself en jy weet, hoor hierso, ek het al alles probeer, en al wat ek nou kan doen, ek kan net bid, en ek kan net vertrou op die Here, want dis net die Here wat hierdie vir my kan uitsorteer. Ek het al alles probeer, maar ek kry dit nie reg. Ek sien, dan bring die Here jou op so 'n plek, behalwe dat jy op die Here moet vertrou in gebed, maar ook dat jy besef, dat ons as mens, as jy kind van die Here is, jy is afhanklik van die Here. Eintlik is ons totaal afhanklik van die Here. Maar partykeer is dit nodig dat die Here ons weer, kan ek sê, terugbring aarde toe, dat ons net weer sal besef wie die Here God werklik is. Ons lees in Psalm 120 vers 1. In my nood het ek na die Here geroep, en hy het my gebed verhoor. Ek is seker daarvan, baie van ons kan getuig van hoe jy al in jou nood en jou omstandighede, hoe jy gebid het en die Here vinnig vir jou geantwoord het. Hoe die Here baie keer ons gebede in nood beantwoord. Stem jy saam met my as ek dit sê? Want die Here hoor as ons bid. En daarvoor moet ons die Here loof. Want ons weet ook en ons erken dit, dat die Bybel leer vir ons aanbid 'n lewende God, wat ons gebede verhoor, en wat met ons bemoeienis maak, wat vir ons goed is. Bring ons by die tweede punt. Die Here antwoord ons gebede, al het ons gesondig. Omdat julle wat het Jona gedoen? Jona staan skuldig voor die Here. Jona was ongehoorsaam aan die Here. In hoofstuk 1 sê die Here vir hom, jy moet na Nineve toe gaan. Hy vlug Tarsis toe, 4000 kilos van die Here af. Hy is ongehoorsaam en hy beland in die see en hy bid tot die Here en die Here hoor hom nog steeds, al het hy gesondig. En as 'n mens uit 'n menslike oogpunt, dan dink 'n mens, man, dit is onbeskryflik. Want dit is presies, ons as mens sal nooit dit doen. En dit gee vir ons weer bietjie hoop om te weet, maar hoor hierso, as ek in die nood is, dan kan ek bid tot die Here. Want die Here hoor my. Die Here hoor as ek bid. Want jy sien, baie keer gebeur dit in jou lewe, dat as gevolg van jou ongehoorsaamheid, is jy in nood. En wat doen jy dan? Dan bid jy tot die Here. En jy pleit tot die Here, want ons ken die God wat ons sal bid. Hy gee vir ons wat ons nie verdien nie. Dis wat ons noem genade. So as jy soos Jona gesondig het en jy is 'n plek in jou lewe waar jy weet, hoor hierso, ek moet nou tot die Here bid. Want jy sien, toe Jona gebid het hy gebid en hy die Here geloof dat die Here hom gered het toe hy in die see was, in die storms was. So ons sien baie duidelik dat die Bybel leer vir ons dat hoor hierso, as jy in die nood is, Jona was in die nood en hy het gebid en die Here het hom dadelik gered. Nou wat interessant is, in Psalm 107, as mens op Psalm 107 gaan lees, dan word daar gepraat van mense, wat presies dieselfde omstandighede was as Jona. Die Bybel sê nie wie's die mense gewees nie, maar hulle was ongehoorsaam aan die Here het hulle gestraf, maar die Here het hulle gered. Ek wil vir julle net 'n paar verse lees, Psalm 107 vanaf vers 10. Party het in die donker gesit in diep duisternis. Hulle was gevangenes in ellende en in boeye, want hulle het hulle verset teen die bevele van God. Hulle het die leiding van die Allerhoogste in die wind geslaan. Hy het hulle laat knak onder swaar kry. Hulle het in mekaar gesak en niemand het gehelp nie. En ek het hier stop. En julle hoor wie hulle laat knak? Hulle self, nie die Here. Hulle was ongehoorsaam en die Here het hulle laat knak. Omdat julle in hoofstuk 1, Jona was ongehoorsaam, wie die storm gestuur? Die mense self, die wind self, nie die Here God het die storm gestuur. Jy sien weer 'n keer die mense, die wêreld leer vir ons, God sal nooit sulke goed doen.
Want hy is 'n God van liefde. En hier kan ons sien 2 keer, Jona was ongehoorsaam en hy word gestraf. Hierdie mense was ongehoorsaam en die Here het hulle gestraf, het hulle geknap. Hy is 'n God van liefde, ja. Want hy het van Ananias en Safira in Handelinge. Ek het dit al genoem, maar weet jy wat het hulle gedoen? Hulle het vir die Heilige Gees gejok en wat het gebeur? Het hulle masels gekry? Nee, die Here het hulle doodgemaak. Ek lees verder. Maar in hulle nood het hulle na die Here geroep om hulp en hy het hulle bevry van hulle ellende. Hy het hulle uit die donker, uit die diepte duisternis laat uitkom. Hy het hulle boete stikkend gebreek. Hulle moet die Here loof vir sy troue liefde, vir sy wonderdade wat hy aan mense gedoen het. Kan jy sien hoe goed die Here is? Dat hy 'n regverdige God is, 'n liefdevolle God is. En hoor jy so, as jy 'n ouer is, kan jy dalk nie verstaan. Ek onthou toe my kinders stout was lief vir hulle gewees. Ek het hulle gevoed, het hulle pak gegee. Hulle gestraf. Maar ek was vir hulle lief gewees, want ek het gedoen omdat ek hulle lief gehad. Dink ek het dit al gesê in hierdie reeks, maar weet jy wat sê die Bybel? Die Here tugtig die wat hy lief het. Dit is die God wat ons aanbid. Ja, hy is 'n liefdevolle God, maar hy is 'n regverdige God en oor daardie rede moet ons versigtig wees vir sonde. Om ongehoorsaam te wees aan die Here gaan jou 'n prys kos. Want God is almagtig en hy is soewerein en hy is rein en hy is heilig en hy mag nie met ons spot nie. So ons kan nie, as jy kind van die Here is, kan nie die gesindheid hê van vertraag my nie agtig, ek kan maar aangaan soos wat ek wil. Die Here is in elk geval 'n God van liefde. Nee, hy is 'n God van liefde, ja, maar hy is 'n regverdige God. Jy weet, daar's 'n Psalm. Ek dink ek het al gelees vir julle. Psalm 50 vers 15. Roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal u uithelp en jy sal my eer. Ek kan vir jou sê, in my lewe het hierdie Psalm al soveel keer vir my uitgehaal. Baie beteken. Want die Here regtig vir my in nood waar hy my werklik uitgered het. Laaste punt. Die Here red ons uit onmoontlike omstandighede. Vers 5 en vers 6. Die waters het my toegevou. Die groot water het my omring. Seegras was om my kop gedraai. Ek het afgesak tot by die fondamente van die berge. Die aarde het vir my vir altyd toegesluit. Maar U, Here, my God, het my van die dood gered. Nou as 'n mens dink nou wat met Jona gebeur het, is in die see gegooi. Ek dink Jona het daar gedink, is verby met my. Hy gaan doodgaan. Nou lees ons in vers 6, maar U, Here my God, het my van die dood gered. 3 woorde, maar U, Here, maar U, Here, maar U, Here, is goed, want Here, U haal my uit en U plaas my voete op die ewige rots. Maar U, Here, U is die een wat altyd by U kinders is. Want U, Here, beloof dat U ons sal nooit begewe en ons nooit sal verlaat nie. Maar U, Here, U is die een wat altyd U kinders uitred, al verdien hulle dit nie. Want U, Here, bly getrou, al is ons ontrou. So wil jy nie vanoggend saam met my in jou hart uitroep om te sê, Here, ons eer U, ons aanbid U, Here, want aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid, want Here, U is goed en U kan die onmoontlike vermag. Ons lees dit in Matteus 10 vers 27. Maar U, Here, so 'n paar weke terug, weet jy wie ek nou onthou nie, het ek 'n preek gedoen oor 2 kosbare woorde, Efesiërs 2 vers 4. Waar Paulus sê, maar God
is ryk in liefde en barmhartigheid. Hierso is dit 3 woorde. Maar U Here. Maar U Here. Ek hoop dis woorde wat gereeld op jou lippe is. Maar U Here is vir my so goed. Maar U Here is die een wat my sonde wegvat, so ver van die ooste van die weste af. Maar U Here is die een wat my reinig van alle ongeregtigheid. Maar U Here het vir my aan die kruis gesterwe. Maar U Here. En so kan ons aangaan heeldag. Van die Here God. Hy is dit waardig. Ek wil klaarmaak, maar nou wil ek, ons nog gesien in Jonas se verhaal, die Here het dadelik sy gebede verhoor. Hy was in die see, die Here stuur die vis, maar onthou net hierdie ding. Jonas se verhaal is nie die norm nie. Bedoelende, dis nie elke keer as ons bid, red die Here ons dadelik nie. Die volk Israel, weet julle vir hoe lang was hulle slawe in Egipte? Het iemand die idee? Nee? Amper 400 jaar gewees. 400 jaar was hulle slawe in Egipte. En vir 400 jaar het hulle gebid. Here, bevry ons. 400 jaar. Ons daar's nog 'n gebed. Die Here Jesus in die tuin van Getsemane. Onthou julle, Vader, laat hierdie lydingsbeker by my verbygaan. Nogtans my wil, nie maar U wil. Het die Here hom antwoord? Nee, hy het nie. Die besetene van Gadara, die Here maak hom gesond. En hy sê, Here, dat ek saam met U gaan. Weet julle wat die Here sê vir hom nee? Jy kan nie saam met U gaan. So partykeer sê die Here ook vir ons nee. Want as baie mense daar buite wat sê, elke gebed van jou gaan die Here vir jou beantwoord, jy gaan sien. Die Here gaan vir jou deur oopmaak. Jy sien dit baie op sosiale media. Hoor jy, as jy hierdie post net deel, dan gaan jy sien wat die Here vir jou gaan doen. Ouers, dis nie altyd die waarheid nie. God is soewerein. Dit beteken hy hoor en hy antwoord wanneer hy wil, soos wat hy wil. En ek sê dit met groot respek en vrees, maar ons kan nie ons vingertjies klap vir die Here. En hy moet maar net maak soos, werk nie so nie. Romeine 9 vers 20 vir my by, hy is die pottebakker, ons is die klein. Hoe kan die maaksel vir die maker sê? Hoe kan ons dit doen? Hoe kan ons die Here voorskryf? Ons kan nie. As jy dit doen, dan besef jy nie wie jy is. En wie God werklik is nie. Ek wil afsluit met dis 2 mooi verse. Ja, ek kan nie onthou, dalk het dit opgesit. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Met genade is jy gered. Luister, kan ek net vir jou sê, hierdie vers is vir ons wat gered is. Dis nie vir almal. As jy ongered is, beteken hierdie vers eintlik niks vir jou. Want hy sê, deur sy groot liefde het hy ons wat dood was. Maar omdat die Here jou gered het uit genade, het hy jou lewendig gemaak. Weet jy wat beteken dood? Dood beteken jy is op pad hel toe. En dis net die Here Jesus Christus wat jou kon red. Net soos die Here vir Jona gered het, kan die Here vir jou ook red. Mag die Here gee, dat ons werklik die Here se aangesig sal soek. En dat ons gehoorsaam sal wees. Dat ons sal vlug vir die sonde. Maar ook, dat ons sal besef, dat die Here God is soewerein. En al antwoord hy jou nie, dadelik as jy bid nie. Hou aan bid. Die Bybel sê, bid sonder ophou. Soek die aangesig van die Here. As 'n gedeelte in Matteus 7 wat sê, klop en vir julle sal oopgemaak word. Soek en julle sal vind.
Kom ons sluit af met gebed. Here Jesus, ons eer U. Here, as ons dink wat U vir Jona gedoen het, en ek dink ons elkeen kan getuig van telke male wat U vir ons uitgered het. Here, waar ons in die nood was, en U vir ons deurgekom. En Here, baie dankie dat al gebeur wat, Here, al gaan ons deur 'n dal van doodse skade weer. Here, ons sal geen onheil vrees nie, want U is die een wat met ons is. En dankie, Here, dat ons die voorreg het om direkte toegang tot U te kan hê. Here, dat ons kan bid. En Here, U woord sê nog voor ons nog gaan bid, dan weet U al klaar wat ons gaan bid. Here, daar's niks van ons wat vir U onbekend is nie. En Here, ons staan vanoggend verbuisterd voor U. Oor U goedheid. Here, oor U genade. Here, oor U trou. En ons eer U, dat U die God is, wat driemaal heilig is, en wat altyd by ons is. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.